Ons maak die Bybels oop by Josua 11, vanoggend die laaste deel uit die reeks wat ek vroeër opgestel het, vanuit Josua 1 tot 11, die afsluiting ook daarvan. Wanneer ons die geskiedenis van Josua vanaf die eerste hoofstuk beskou, dan sien ons hoe die Here 'n nuwe leier gegee het, naam Moses. Ons sien hoe die Here hulle voorberei het vir die eerste geveg, anderkant die Jordaan. Die geveg anderkant die Jordaan was Jerigo, toe Ai, toe die streek in die suide, en vandag by 11 sien ons die laaste geveg en laaste plekke wat met die oordeel van die Here getref moes word. Voor ons begin lees, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, wanneer ons U naam aanroep met 'n geopende Bybel, is ons gebed een van verwagting. Ons toenadering tot U een van vertroue en 'n behoefte om U woord te mag lees. Here, U is ver bo ons verhewe en U woord is vir ons so kosbaar en die skriflesing vir ons baie belangrik. En daarom wanneer 'n geopende Bybel voor ons lê en ons bid, Here, laat U woord nou in ons midde tuiskom, beteken hierdie gebed dat ons vra, Here, help ons om te verstaan. Laat U Gees ons verstand verlig en verhelder, dat dit wat ons lees werklikbaar by ons tuiskom. En die verduideliking van hierdie woord helder kom, sodat U wil sal geskied. Laat dit wees volgens U genadige wil, in Christus Jesus naam. Amen. Josua 11, ons lees vanaf vers 1. En toe Jabin, die koning van Hasor, dit hoor, wat het hy gehoor? Die groot slag wat geslaan is in Josua 10, die geweldige lang dag en die oorwinning van Israel oor 'n groot magtige koninkryk. En toe Jabin, die koning van Hasor, dit hoor, het hy gestuur na Jobab, die koning van Madon, en na die koning van Simron, en na die koning van Agsaf, verder na die konings in die noorde, in die gebergte en op die vlaktes suid van Kinnerot, en in die laafveld en in die hoëveld van Dor in die weste, na die Kanaaniete in die ooste en in die weste, en in die Amoriete en Jetiete en Feresiete en Jebusiete op die gebergte en die Jewiete onderaan Hermon, in die land van Mispa. Hulle dan uitgetrek en al hulle leer saam met hulle, 'n volk talryk, soos die sand wat aan die seestrand is, in menigte, met 'n groot getal perde en strydwaans. En al hierdie konings het volgens afspraak byeengekom en saam laar opgeslaan by die waters van Merom, om met Israel oorlog te voer. Toe sê die Here vir Josua, wees vir hulle nie bevrees nie, want môre omtrent sulke tyd sal ek hulle almal verslaan, aan Israel oorgee. Hulle perde se hakskeen senings moet jy afsny en hulle waans met vuur verbrand. En Josua het al die weerbare manne by hom, en Josua het met al die weerbare manne by hom, het skielik op hulle afgekom by die waters van Merom en hulle oorval. En die Here het hulle in die hand van Israel gegee, sodat die hulle verslaan en hulle agtervolg het tot by Groot Sidon en tot by Misferot Maim en tot by die laagte van Mispe teen die ooste, en hulle het hul verslaan totdat daar niemand van hulle was wat vry geraak het nie. En Josua het met hulle gedoen soos die Here aan hom gesê het. Hulle perde se hakskeen senings
het hy afgesny en hulle strydwaans met vuur verbrand. En in die tyd het Josua omgedraai en Hazor ingeneem en sy koning met die swaard verslaan, want Hazor was tevore die hoof van al daardie koninkryke. En hulle het al die siele wat daarin was met die skerpte van die swaard verslaan en hulle met die banvloek getref. Niks wat asemhaal het oorgebly nie. En Hazor het hy met vuur verbrand. En al daardie koningsstede met al hulle konings het Josua geneem en hulle met die skerpte van die swaard verslaan. Hy het hulle met die banvloek getref, soos Moses die knegt van die Here beveel het. Net al die stede wat op hulle heuwels gelê het, die het Israel nie verbrand nie, behalwe Hazor alleen, wat Josua verbrand het. En al die buit van daardie stede en al die vee het die kinders van Israel vir hulle self buit gemaak, net al die mense het hulle verslaan met die skerpte van die swaard, totdat hulle die verdelg het. Hulle het niks wat asemhaal laat oorbly nie. Soos die Here Moses sy knegt beveel het, so het Moses aan Josua bevel gegee, en so het Josua gehandel. Hy het niks nagelaat van alles wat die Here Moses beveel het nie. So het Josua dan hierdie hele land ingeneem, die gebergte en die hele Suidland en die hele land Gosen en die Laagveld en die vlakte en die gebergte van Israel met sy laagte. Van die Kaalberg af wat oploop na Seir toe, tot by Baal-Gad in die laagte van die Libanon onderaan die berg Hermon en al hulle konings het hy gevang en hulle verslaan en hulle gedood. Baie lank het Josua met al hierdie konings oorlog gevoer. Daar was geen stad wat met die kinders van Israel vrede gesluit het nie, behalwe die Jewiete, die inwoners van Gibeon. Alles het hulle met wapengeweld geneem, want die Here het dit so bestuur, dat hulle hul hardnekkig voorgeneem het om Israel te bestry, sodat die hulle met die banvloek sou tref, dat daar vir hulle geen genade sou wees nie, maar dat die hulle sou verdelg, soos die Here Moses beveel het. En in die tyd het Josua gekom en die Enakiete uitgeroei, uit die gebergte uit Hebron, Debir, Anab en uit die hele gebergte van Juda, en die hele gebergte van Israel, met al stede, saam met Josua hulle met die banvloek getref. Niemand van die Enakiete het oorgebly in die land van die kinders van Israel nie, net in Gaza, in Gat en in Asdod het hulle oorgebly. So het Josua dan die hele land ingeneem, net soos die Here met Moses gespreek het, en Josua het dit as 'n erfdeel aan Israel gegee, volgens hulle afdelings, volgens hulle stamme, en die land het gerus van oorlog. Geliefdes, die hele gedeelte sal oorhoofs in behandeling geneem word met die prediking. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, watter geveg sal die maklikste afgehandel word? Is dit die geveg waar ons een opruk en probeer om 'n magtige volk te verslaan? Of sal dit die een wees waar ons as 'n groot menigte bymekaar span en so probeer om koning vir koning, almal saam bymekaar, 'n groot moondheid te vorm en dan aan te val? Opsie 2, in die oog van enige mens, is die opsie. Want hoe groter die mag, hoe makliker die aanval. Hoe meer mense, en onthou, hulle stryd was man op man, een op een. Hulle het nie van ver af geskiet nie. Hulle het nie bomme geplant nie. Hulle het nie missiele afgevuur nie. Hulle het met die hand mekaar aangevat. So hoe meer jy is, hoe makliker wen jy. Logies? Dis nie wat in Josua 11 staan nie.
En ons het die refrein nou al hoeveel keer gehoor deur die geskiedenis vanaf Josua 6, waar Jericho die eerste stad was. Hoe oorwin ons Jericho? Wel, daar's 'n sterk muur om die stad. Die Here sê, ons gaan stap. Ons gaan nog stap. En eendag gaan ons baie stap. En dan oorwin ons die stad. Klink nie soos gewone oorlog nie. Tweede probeerslag op Ai, 'n hinderlaag. Mense kruip weg agter die stad. Ons hardloop weer weg soos ons die eerste keer gedoen het. En dan volg hulle ons en dan draai ons om nadat die stad aan die brand gesteek word. Die Here skep 'n hinderlaag, bietjie meer konvensionele oorlog. En ons oorwin Ai. Die volgende groot slag was 'n koning en hy het 5 ander konings byeengeroep, 'n magtige groot hoeveelheid mense. En die Here veroorsaak dat hulle verslaan word op een dag. Want die Here maak die dag langer. Iets wat onkonvensioneel. Die oorlog lyk normaal, maar die een wat vir ons veg is nie. Nou die 4de groot gebeurtenis wat ons in hierdie 11 hoofstukke raak lees. Natuurlik as ek Ai, die 5de een, die eerste probeerslag stel, waar die Here nie met hulle saam was nie. Die 5de probeerslag, waarvan 4 deur die Here so gereël was, is die laaste een, wat nodig sou wees. Want jy sal later ook in Josua lees, wanneer die land nog nie heeltemal verdeel is nie, is daar 'n gebied in die Filistynse gebied. Jy moet dit gaan lees, ek raai aan asseblief, lees die res van Josua. Daar's 'n gebied van die Filistyne, wat onveroverd sal bly staan. En dan is daar 'n gebied heel in die noorde van die Sidoniërs, wat nie ingeneem is nie, die Here sal hulle sommer net verdryf. Daar sal nie 'n geveg eers wees nie. Die Here sal hulle net wegjaag en sê, julle moet daar gaan bly. Daar's nie weer ver na hierdie stuk, is daar nie weer 'n oorlog nie. Die land is verower. En dis die vraag wat ons moet vra. Ons glo as mensdom, en dis regtig hoe die mens dink. As ons net baie is, gaan ons maklik wen. Dink ons reg oor hierdie saak. As meer van ons saam dink oor dieselfde saak, sal ons die oorwinning hê, selfs oor idees. Is dit reg? Is die meerderheidsbesluit altyd reg? Dit het ons al agterkom, is nie waar. As almal so dink, is dit goed? Nee. En of ons emosioneel veg, geestelik veg, en of ons fisies opdaag, as dit nie die Here se stryd is nie, dan sal dit wees soos Ai. As dit die Here se geveg is, sal dit wees soos Jericho, die suidryk verowering, en dan ook hierdie deel wat ons vandag na kyk. En dis iets wat die skrif sê. En daarom kyk ons na hierdie gedeelte met hierdie agtergrond van, is dit so, dat dit 'n menigte moet wees? Is dit so dat dit 'n menigte moet wees, sodat ons kan oorwin? En die antwoord is verseker nee. En hier moet jy ook die gedeelte in die lig van die Nuwe Testament sien, in Romeine 8 vers 31. As God vir ons is, wie sal teen ons wees? Wie kan teen ons wees? As God vir ons is, kan ons maar vertaal, is ons die meerderheid. Ek herhaal. As God vir ons is ons die meerderheid. As dit sy geveg is ons die meerderheid. Hoe het hierdie gedeelte afgespeel? Ons sien raak, 'n man met die naam van Jabin, vers 1, praat van, hey, hier's moeilikheid. Hier's moeilikheid. Die suidryk is op 'n geweldige, kragtige wyse ingeneem deur Israel. En nou kyk ons na die noordryk. Jabin sê,
Hy is die koning van Hasor, 'n baie belangrike groot stad. Hy sê, Jobab, jy is die koning van Madon, kom. Hy roep die koning Simron van Aksaf. Dan roep hulle nog konings in die noorde, in die gebergte en in die vlakte suid van Kinnerot. Nou, dis die gebied alles noord van, ek kan maar sê Jericho, dis die gebied heeltemal noord. Dis daai hele area as jy die kaart van Israel sou neem. En dan word hulle 'n verskriklike groot hoeveelheid mense sien wat vers 3 daaroor sê, na die Kanaaniete in die ooste en in die weste en die Amoriete en die Hetiete en die Ferisiete en die Jebusiete op die gebergte en die Jewiete onderaan Hermon in die land van Mispa. So vers 1 tot 3 sê, Jabin het begin, hy is 'n koning, hy organiseer 'n geweldige groot area van konings en mense. Ons formuleer, ons maak een leermag, 'n alliansie, ons gaan saam veg, ons maak die beste plan, militaristies moontlik, goeie plan. Hoe sterk is hulle? Wat sê die teks? Hoe sterk is hierdie groot moondheid? Vers 4 sê, hulle het uitgetrek, alle leer saam met hulle, 'n volk talryk soos die sand wat aan die seestrand is, 'n menigte. Waar het jy al hierdie woorde gehoor? 'n volk talryk soos die sand wat aan die seestrand is. Dit word aan Abraham gegee. En dit word gesê van die grootte van die nageslag van Israel. Jou seuns sal so baie wees soos die sterre in die hemel en die sand op die seestrand. Dit beteken eintlik net, hierdie idioom beteken baie, so baie dat jy hulle amper nie kan tel nie. 'n menigte. Nou ons het nou al gelees van die hoeveelheid manskappe wat Israel opgestuur het om te gaan veg. Ons hoef nie te wonder of Israel telbaar was nie, want hulle was. Ons hoef nie te wonder of hulle minder as hierdie was nie, want hulle was. So, die Here skets vir ons eintlik die onmoontlike prentjie en sê dit maak nie saak nie. Dis vir die eerste gedeelte van die teks vir ons sê. Want 'n groot moondheid het hulle self, en jy sal dit later in die teks gelees het hulle self verhard, het in opstand gekom teen God en sy volk. En dit is nou wat volgende gaan gebeur, wanneer iemand teenoor die Here in opstand kom. Jy sal onthou in die vorige deel van die reeks, het ons genoem, dat die Here met Josua se geskiedenis vir ons iets van openbaring ook sê. Wanneer die eindtyd aanbreek, sal die boosheid, en jy kan dit gerus gaan lees vanaf hoofstuk 17 in Openbaring, dat wanneer daar opgeruk word daar opgeruk deur 'n groot moondheid oor die ganse aarde. Die anti-kris en die valse profeet sal opruk en hulle sal versamel onder verskeie konings oor die ganse aarde. En hulle sal teen God in opstand kom en hom probeer verslaan. En dan sal Christus kom en hulle almal in 'n oogwink met sy mond verslind. Dis hoe God gaan oorwin op die dag van die oordeel. Hoe het dit gewerk met Israel? Was daar 'n geveg waar die Here opgedaag het en dit anders verloop het, as dat die Here almal weggevee het voor sy aangesig? Nee. Jericho was verslind, vernietig deur God se wil. Die banvloek is gegee. Ongehoorsame Agan veroorsaak dat Israel die tweede geveg verloor, want hy het goed gevat wat hy nie mag nie. Dit was die enigste plek waar nie goed gevat mag word nie. Toe die Here regreël en gehoorsaamheid en vertrou op die Here Agan, die volgende plek tref, Ai verslaan die Here geweldig en maklik die volgende groep. Die suidryk oorwinning ook maklik en geweldig met God se almag. En nou kyk ons na mense so baie
Net in getal, 'n geweldige groot hoeveelheid. Wat nog? Hulle wat aan die seestrand is 'n menigte. Hulle is soos die sand van die seestrand 'n menigte. En 'n groot getal perde en strydwaans. As ons nou dink aan tegnologie, het ons nog nie met 'n mag te doen gekry tot op hierdie stadium wat uitgetrek het met perde en strydwaans nie. Wat gee perde en strydwaans vir enige leermag? Beweeglikheid en vernuf. Want jy kan nou staan terwyl jy nader ry en jy kan 'n spies gooi terwyl jy beweeg en of jy kan skiet met 'n boog terwyl jy beweeg. Jy is meer mobiel. Jy het meer tegnologie as enige van Israel se soldate. Jy staan nie 'n kans teen 'n strydwa en 'n perd nie. Niemand staan 'n kans nie. Hoe lyk die geveg? Onmoontlik. Here, hoe gaan ons hier wen? Hoe kan ons hier wen? Hulle is 'n menigte. Hulle het perde en strydwaans. Ons het niks van die tipe toerusting nie. Hoor vir Dawid op pad na Goliat. Ek kom na jou in die naam van die Here. Met wat kom hy? Met sy pantserpak, sy boog en sy swaard? Nee, slingervel, 'n klippie. Dawid staan nie 'n kans nie. Maar hy kom in die naam van die Here, en is omdat die Here daaroor win, dat Israel van die Filistyne verlos is. Dis wat die geskiedenis ons leer, dis later. Hierdie, nog lank voor Dawid, wat hierdie goed gebeur. Ons kyk dus na die eerste saak, en dis belangrik om te sien, is baie mense 'n gevaar? Ja. Is dit vir 'n mens onmoontlik om te dink ons gaan hier wen? Ja. Menslik gesproke behoort ons nie hier verder te kan vorder nie. Maar, die skrif is vol van hierdie woordjie, maar. Hulle het uitgetrek vers 4, vers 5 sê, en hulle het bymekaar gekom by Merom, by die waters van Merom, 'n plek wat gereed is vir hierdie geveg, en Israel moet hulle daar ontmoet. Vers 6 sê, toe sê die Here vir Josua, wees vir hulle nie bevrees nie, maar Here, ons is bang, hulle is baie. Ons is bang, hulle is sterk. Wat sê die Here? Wees vir hulle nie bevrees nie, moenie vir hulle bang wees nie, want môre omtrent sulke tyd. Die Here gee vir hulle nie net bemoediging, hy gee vir hulle die afspraakdatum. Hy gee vir hulle die uur. Ons het nie met 'n leerowerste te doen. Ons het nie met 'n bevelvoerder te doen wat op menslike vlak nie weet wat gaan gebeur nie. Ons het met die almagtige God te doen. En as Israel deur sy hand en sy uitgestrekte arm, sy hand en sy uitgestrekte arm, luister mooi na die woorde soos aangehaal uit Deuteronomium 5. Die Here sê, ek het julle uitgelei uit Egipte met 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. 'n Hardnekkige farao kon julle nie vashou nie. 'n Hardnekkige farao kon julle nie keer nie. 'n Hardnekkige vyand kan julle nie keer nie. 'n Uitgestrekte arm en 'n hart en 'n sterke hand, dis wie vir Israel veg. Hy gee vir hulle die datum, hy gee vir hulle die tyd. Môre omtrent sulke tyd sal ek hulle, hoor die Here se woord van bevestiging, hoor die Here se woord van sekerheid, sal ek hulle almal verslaan. Sê weer Here, ons hoor nie mooi nie, ons kyk nie eers mooi nie. Môre, omtrent sulke tyd, sal ek, sê die Here, hulle, die vyand, almal, nie een sal oorbly nie, verslaan. Skrif is duidelik. Wie se geveg is dit? Josua 10 het gesê, dis die Here se geveg. Hoekom doen die Here dit so?
Want dit is vir ons onmoontlik om onsself te verlos. Dit is vir ons onmoontlik om ons eie redding te bewerk. Dit is vir ons onmoontlik om die land wat God beloof het te vat, sonder dat hy dit gee. Hy laat ons oorlog toe kom om te sien, hy oorwin. Niemand het kan God oortuig dat ons dit kon doen nie. Want enige militaris sal kyk na hierdie gegevens en sê, jammer Israel, julle is effe min. Julle is effe klein. Julle is effe swak en julle kort 'n bietjie tegnologie. Julle sal nie hier wen nie. Maar die Here sê, môre, omtrent sulke tyd, sal hy verslaan, soos hy wil. En dit sal gebeur, want net hy kan so belofte maak. En as dit gebeur, die Here sê, hy sal hulle verslaan, en hulle aan Israel oorgee. Vers 6 verder, hulle perde se hakskensendings moet jy afsny, en hulle waans met vuur verbrand. Jy moet hulle perde vermink, niemand wil dit sien gebeur nie. Jy moet hulle perde vermink, en hulle waans vernietig. Want die Here sal dit toelaat. Jy is 'n magtige alliansie, 'n samesnoering en 'n sameswering, dan nie sterker as Israel nie? Nee. As die Here met ons is, dan storm ek 'n leerbende. Met my God, sê Psalm 18, spring ek oor 'n muur. Met my God gaan ek deur 'n dal van doodskade wee en ek sal geen onheil vrees nie, sê Psalm 23. Nie op my eie nie. Nie op my eie nie, maar in die Here. Moenie bang wees nie, sê die Here vir Israel. En dit vat nie lank nie. Vers 7, Josua het met al die weerbare manne, weer eens, ons het gehoor, daarom is al gesê, ja, net so 2-3 is nodig. Van daar af is hulle met al die weerbare manskappe elke keer slagveld toe. Elke keer met al die weerbare manne. En dis nie miljoene nie, maar dis baie. Is hulle slagveld toe en wat het gebeur? God se wonderwerke word konstant gelees in hierdie geskiedenis. En Josua met al die weerbare manne, by hom het skielik op hulle afgekom. Hoe oorval jy 'n manskap grootte van hierdie magtige leer? En skielik word jy oorval. Waar begin jy om iemand skielik te oorval? As God jou oë nie toemaak nie, sal jy sien. As God jou hart nie swak maak of jou vermoë heeltemal vernietig nie, sal jy weerbaar genoeg wees om agter te kom, Israel is besig om ons te oorval, of ons in te val. Nee, die Here laat hulle so swakkelinge vertoon teen 'n klein mag, Israel. En die Here lê hulle lam. Hoor Egipte, hoor elke slag, wanneer die Here teenwoordig is. En hier is die tema waarmee hierdie gedeelte besig is. Wanneer die Here se hand swaar druk teen sy vyande, hoor Egipte wanneer hulle vassit in die see, die Here is teen ons. Hoor Jerigo, ons kan nie hier wen nie, sê Rahab, hoofstuk 2. Ons kan nie hier wen nie. Die Here is teen ons, ons weet dit. Wanneer die konings begin opryk, weet hulle, hier is groot dinge aan die gebeur, wie is teen ons? Wanneer ons nie kan wen nie, kom ons agter wie se hand is swaar op ons. Die Here se hand is swaar teen sy vyande. Hoor dit. As God vir ons is, kan niemand teen ons wees nie, want die Here se hand is swaar teen sy vyande. En dit gebeur. Hulle word skielik oorval by die waters van Merom. En hoor mooi vers 8, die skrif is ongelooflik helder hier.
En die Here het hulle in die hand van Israel gegee, sodat die hulle verslaan het en hulle agtervolg het by Groot Sidon en tot by die Misrefot Maim en tot by die laagte van Mispe teen die ooste. Hulle kom, begin hulle aanval en verdryf hulle en maak dood soos hulle aangaan. Josua het gedoen, vers 9, die hagskeensedings van die perde is afgesny, die waans is verbrand. Toe, soos ons by al die gevegte sien, die slag word geslaan, die weerbare manne word op die slagveld vernietig. Dan draai hulle om en hulle gaan na die vestings toe, na die stede, waar die ander mense gewoon het. En dan word stede, in die eerste plek wat ingeneem word is, Jabin se stad, Hasor. En hy word ingeneem en met die banvloek vernietig en afgebrand. En dan kom die ritme soos al die gedeeltes gewerk het. Dan word daar beweeg vanaf daardie plek na die hele streek. Maar hierdie is nou nie op een dag nie, dit is oor 'n tyd wat dit gebeur. En dan word daar doodgemaak, vernietig, ingeneem. Doodmaak, vernietig en ingeneem. Ons lees in vers 16. Dat Josua het hierdie hele land ingeneem, die gebergte en die hele suidland en die hele land Gosen en die laafveld en die vlakte by die gebergte van Israel met sy laagte. Nou dit is die gevolg hiervan. Die vorige oorwinning was die suidland. En dan word die noorde in sy totaliteit vernietig. Ek gaan nie elke gedeelte met u deur soos ek met die vorige gedeelte gedoen het nie. Jy ken die ritme. Die ritme het nie verander nie. Hy gaan van plek na plek. As sekere dele wat verbrand is, ander dele is gelos. Sekere dele is al die mense net doodgemaak. Buit is geneem. Net by Jericho was geen buit geneem nie. By al die ander plekke is buit geneem. Hier is ook selfs vee aan die lewe gehou. En dit is geneem. Wat gebeur? En hier moet jy nou die oorsigtelike prentjie sien van al 11 hoofstukke. Wanneer die Here die land inneem, doen hy een ding eerste. Die eerste ding wat hy doen, is hy verwyder die ongelowige uit die land Kanaan. Dis waarvoor die oorlog, die banvloek daar was. Dis God se oordeel. En dis hoekom die Here heeltyd die dood geveg gelei het. Dis 'n vooroordeel fase in die geskiedenis van die wêreld. Wanneer die mense tot op 'n punt kom waar die genade van die Here vir hulle verby is en hy vernietig, het hy getref met 'n oordeelsdaad. Nie alle mense oor die ganse aarde nie, maar net in hierdie streek waar Israel moet gaan woon om God te verheerlik as die enigste waaragtige God, moet die Baals nou verdwyn, die afgoderry moet verdwyn, en dan word die streke ingeneem, die sentrale deel word ingeneem, en 'n nuwe geloof word gevestig, die geloof in die almagtige, barmhartige God. Dan word die suidryk heeltemal veroorwer, en dis deur die genadige hand van die almagtige, barmhartige God. Ons lees van die Jewiete wat bedrieg het, en slawe word, en dienaars word. En ons sal verstaan dat in daardie gedeelte van Israel se onvermoë om die Here te raadpleeg, hulle gaan sukkel met afgoderry vanuit die Jewiete, want die afgoderry sal nog bly in die Jewiete. Hulle gaan nie noodwendig Israeliete word nie, en hulle gaan dus hulle afgoderry nog steeds beoefen. En dit word vir Israel 'n struikelblok. Onthou dit vir die volgende stuk van die geskiedenis wat kom. En wanneer die Noordryk verower word, maak die Here die res van die land oop, verwyder die mense wat in valse godsdiens verval. En Israel trek in. En dan is hy nou oorgaan na hoofstuk 12 en 13, tot eintlik by hoofstuk 19, dan gaan jy raak lees, nou kry elke stam 'n blyplek. En Israel kry 'n leefplek. En die godsdiens van Israel, met ander woorde, dit wat die woord van God leer word, die kern van die geloof van Israel, geen ander gode word meer gedien nie. Die wil van die Here word erken as die wet van God wat nou regeer.
Aan die streek oorkant die Jordaan, ons praat van die oostelike streek, is 2,5 stamme. Die Manasse stam is in 2 gedeel. Een helfte bly een kant van die rivier in die weste, en die ander deel van Manasse bly aan die ooste kant van die Jordaan. Manasse is een van Josef se 2 seuns. Die ander seun het ook 'n grondgebied gekry. Daar word dus vir Josef se 2 seuns elkeen 'n grondgebied gegee. En Manasse kry net 1/2 van die rivier, en die ander een kry aan die ander kant van die rivier, kry hulle grond. So wanneer jy dus die verdeling van die land lees, wat nou hierna volg, en daarby kan ons ongelukkig nie verder stilstaan nie, dan sien ons wat het God gedoen. Hy het die Lewiete reg oor die land laat woon. Hy het vir hulle plek gegee dat hulle tussen elke stam sal bly, want God se woord is nou die godsdiens van Israel. Kanaan is vervang met afgoderry, en die banvloek het God se oordeel oor die ongeloof gewys. Dis die eerste saak wat ons moet raak sien. Hoekom was die oorlog nodig? Om Christus in die Ou Testamentiese vorm te vestig, en dat daar een geloof in Israel sal wees. Die tweede ding wat ons moet verstaan, wat gekom het saam met hierdie saak, is dat Israel nou geposisioneer is in die wêreld as die lig van God in die wêreld. Op hierdie stukkie grondgebied, wat tot vandag toe nog in oorlog is. As die lig vir die wêreld, is daar 'n konflikpunt geskep tussen lig en duisternis. En ons moet verstaan dat Israel vandag in 3 gelowe verdeel is. Islam, Judaïsme en 'n kleiner gedeelte Christendom. Maar Christus is nog nie weg uit Israel. En dit moet ons vandag nog verstaan. En wanneer hierdie gedeelte nou klaarmaak, nou dat ons verstaan hoekom het die Here oorlog toegelaat tot hier. Wat het hy nou gedoen? Wat het die Here nou gedoen? Vers 16 en 17 sê vir ons, waar is oorwin? Oorlog is gevoer, vers 18. Hoekom het dit so gebeur, sê vers 20? Want die Here het dit so bestuur, dat hulle, dit is die wat teen Israel in opstand gekom het, hardnekkig voorgeneem het om Israel te bestry, sodat die hulle met die bandvloek sou tref, dat daar vir hulle geen genade sou wees nie, maar dat die hulle sou verdelg, soos die Here Moses beveel het. En nou is die troostwoorde in die volgende paar verse. Die oorlog is gevoer. Ek blaai gou saam met my na Numeri, hoofstuk 13. Want die Here handel 'n hoofstuk af van die geskiedenis van Israel voor die 40 jaar swerwing in die woestyn. Die Here handel 'n deel af nou met hierdie oorwinnings. In Numeri 13, en ons lees dit vinnig saam, is nodig vir die konteks dat ons dit net het. Vers 26 tot 33. Die afgegrond is die 12 verspieders wat by mekaar gekom het en hulle gee verslag. Vers 26 lees. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran in Kades en aan hulle berig gebring en aan die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. Hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons gestuur het en waarlik, dit loop oor van melk en honing en dit is sy vrugte. So hulle wys wat hulle gesien het. Maar, en hier is die gedeelte waarop Josua nou spreek, maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, maar die Hetiete en die Jebusiete en die Amoriete woon in die gebergte, en die Kanaaniete woon by die see,
en aan die kant van die Jordaan. Hoor die woorde van die Enakiete, hulle is groot en sterk. Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, nou Caleb was saam met Josua. Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig, 'n geloofstandpunt. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Dis die 10-man verslag. Teenoor Caleb se 2-man verslag. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land, wat hulle verken het deur te sê, die land wat ons deurtrek, om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer. En al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so springkane in ons oë. So was ons ook in hulle oë. Hoor die verslag van Numeri 13. Hoor die verslag van die Here. Dis die generaalverslag. Dis die einde van die oorlogverslag. Ons is klaar met oorlog, sê die Here. Hierdie is heel wat na hierdie verslag aanvanklik gedien het. Nou hoor ons die Here se verslag. Vers 21, Josua 11. En in die tyd het Josua gekom en die Enakiete uitgeroei. Wie was die Enakiete? Die reuse. En in die tyd het Josua gekom en die Enakiete uitgeroei uit die gebergte, uit Hebron, Debir, Anab en uit die hele gebergte van Juda en die hele gebergte van Israel, met hulle stede saam met Josua het hulle met die banvloek getref. Niemand, vers 22, van die Enakiete het oorgebly in die land van die kinders van Israel nie, net in Gaza, in Gat en in Asdod het hulle oorgebly. Daar was 5 stede van die Filistyne aan die westelike kant. Gaza is vandag nog bekend as die Gaza strook. Dis aan die kant van die Groot See. As jy na die kaarte sou kyk, sal jy sien so klein stukkie. As Israel se kaart altyd geteken is, as so klein blokkietjie of eintlik so klein halfmaandjie wat altyd uitgesny is in die kaarte. Wat is daardie? Dis die plek van die Filistyne. Jy sal in Rigters weer van die Filistyne lees. Die Filistyne het daai stukkie van 5 stede het hulle behou. En in hoeveel stede het daar Enakiete oorgebly? Net in die stede van die Filistyne. Gaza, Gat en in Asdod. En van daar af het wie gekom? Wie het saam met die Filistyne kom veg? Goliat. En die Here het hom ook verslaan. Asof hy niks was nie. In die tyd van Dawid, die voorloper van Christus. Die Enakiete is nie magtig nie. Nie die almag wat mense dink hulle het nie. Hulle het nie die mag ver bo God nie. Enakiete, sê die Here, afgemerk. Verslag van 10 manne, julle is almal dood in die woestyn. Caleb leef, Josua leef, hulle is verslaan. Die woord van die Here staan. Afhandeling. Die generaal, die opperherder merk dit af. Dan vers 23. So het Josua dan die hele land ingeneem, net soos die Here met Moses gespreek het. En Josua het dit as 'n erfdeel aan Israel gegee volgens hulle afdelings, volgens hulle stamme. En die land het gerus van oorlog. Mense wat sê, hierdie Ou Testamentiese geskiedenis is net oorlog. Wat was die doel van hierdie oorlog? God se heilige oorlog. Met 'n tydperk, met 'n dag, 'n datum en 'n uur. Die Here is in beheer tot aan die einde van daardie oorlog. Hoekom? Want die blyplek moet voorsien word. Adam, hier's vir jou 'n tuin, bly. Abraham, ek stuur jy na 'n land, gaan bly. Jy staan klaar in Kanaan. Hierdie sal jou land wees, Abraham. Die Here kom en wys vir hulle, gaan kyk na die land wat aan julle behoort. Jammer Here, ons kan nie daar ingaan nie. Hulle gaan daarin. Caleb en Josua weet dit. Hier bly hulle nou in die land Kanaan. God se land. 'n voorbereiding op die land wat aan hulle sal bly tot in ewigheid.
'n voorskou van 'n land wat oorloop van melk en honing, wat wys op 'n hemel. Die aarde is nie die hemel nie. Maar daar kom 'n tyd en 'n dag en 'n uur, wanneer die hemel bereid sal wees om ons te wys, dis hoe die hemel lyk. En die Here sal dit voorsien op sy dag, sy tyd en sy uur. En die geliefdes, hoekom is die stuk in die Bybel? Hoekom is 11 hoofstukke van geweldige detail besig om ons so te vermoei? Dat ons kan sien, die Here is besig met herskepingswerk op pad na die ewigheid. En ons is hiermee besig. En ons moet een saak onthou, want dis dit hierdie gedeelte in besonder vandag se gedeelte leer, is dat die hand van die Here swaar is op sy vyande. En hy druk hulle in hulle land, en in hulle koninkryke, en in hulle sameswerings. Hy druk vir hulle. En hy sal vir hulle altyd druk, tot die wil van die Here sal geskied, op 'n tyd en 'n datum en 'n uur. En waar bly ons vandag? Ons praat van ons land. Dis die Here se land. En hy is besig om te druk en te skuif en te bestuur, soos hy wil, waar hy wil, wanneer hy wil. As die Here vir ons is, kan die res maar kom. Want die hand van God is so swaar op die vyande, dat hulle nie sal stand hou teen die grootheid van hierdie almagtige God nie. En wanneer Christus in beheer bly, wag ons eintlik net vir een dag. Wanneer hy kom en die boosheid wat teen hom versamel het, vernietig met die swaard van sy mond, soos Openbaring dit leer. Geliefdes, hierin lê ons troos. Hierin lê ons troos. Hou dop hoe die wêreld beweeg, maar God bly in beheer. Aan hom die eer. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, ons sien die oorwinningswerk van Christus oor die ganse wêreld. En ons sien dat wanneer die koning op die wolke moet kom, ons Here Jesus Christus, die oorwinnings in die land Kanaan sal lyk soos die vulletjie, die kleintjie van die stryd wat volëinding vind in Christus. En Here, ons sien dit raak vanuit die Ou Testament. En ons weet hierdie testament is maar 'n voorskou van die ewige waarde van die nuwe en die ewige tyd wat saam met u sal gebeur. En daarom bid ons vir bemoediging vir u kerk, wat moet aanskou hoe die wêreld lyk, onstuimig beslis, in u beheer verseker. Niks sal gebeur en geen haar sal van ons hoof val sonder dat u dit weet nie. En in u bewaring is ons veilig. In u versorging is ons sekuur in u hand. Laat hierdie bemoediging ons al hoe meer oorweldig, want dis wat u doen. Ons gebed is, Here, dat u ook elkeen sal lei om dit te kan verkondig as bemoediging vir ander. U genade is vir ons genoeg, o Here, en u oorwinning is sekerheid. Aan u die eer, die dank en die lof in Christus Jesus naam. Amen.